Ek wil jou goue vraag vra vandag. En dis die vraag is, gee die Here regtig vir jou om? Ervaar jy dat die Here vir jou omgee? Ervaar jy dat die Here jou bemoedig en jou ondersteun en jou dra en jou beskerm en vir jou voorsien in elke behoefte na die rykdom van sy genade? Want party dae dan voel dit vir ons asof alles uitmekaar uitval. Party dae dan werk dinge net nie uit soos wat ons dit graag wil hê nie. En ek wil so 'n bietjie met jou vandag praat oor die konsep dat wanneer jy nie kan nie, vertrou Jesus want hy kan. Wanneer jy nie kan nie, vertrou Jesus want hy kan. Ek wil gou vir jou vertel, daar was onlangs 'n veldwagter wat in die Kruger Wildtuin patrollie gedoen het. En terwyl hy patrollie gedoen het, hy het alleen patrollie gedoen, het hy 'n hartaanval gehad en hy is oorlede en hy daar geval. En niemand het geweet waar dit was nie. Maar na 'n rukkie het hulle op die kameras gesien dat 'n groot olifantbil het by sy liggaam gaan staan en vir 3 dae lank het hierdie bil dag en nag by hierdie man se liggaam gestaan en hom beskerm teen al die roofdiere. Totdat die ander mense by hom gekom het en die span daar was om hom te help en hom te ondersteun en dan van daar af sy liggaam te verwyder, toe die olifant weggestap. En hulle het later na die situasie gekyk en hulle het agtergekom dat hierdie olifant was 'n olifant wat deur hierdie spesifieke veldwagter gered was toe hy baie jonger was. En dat hierdie olifant eenvoudig nooit vergeet het nie. En ek wil iets vir jou vandag sê. Die Here sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit maak nie saak hoe seer en hoe stikkend jou situasie is nie. Dit maak nie saak hoeveel foute jy gemaak het nie. Jesus sê, ek sal jou nie begewe nie en ek sal jou nie verlaat nie. Ek wil jou vat na een van die grootste profete van die Ou Testament, Elia. Kyk, hierdie man, jy kan maar gerus bietjie gaan oplees daaroor, maar hierdie man het kragtige dinge gedoen. Kyk, hy was 'n dinamiese profeet gewees. Hy was in staat om groot wonders te doen, groot dinge te doen. Maar daar het 'n dag gekom wat hy in depressie verval het en dat hy gesê het, ek wil nie meer lewe nie. Ek wil nie meer hierdie pad loop wat ek nog altyd loop nie. Ek wil dit net nie meer hê nie. En weet jy wat? Baie mense sal sê, daar moes op daai oomblik vir hom 'n bietjie gepreek geword het. Daar moes op daardie oomblik vir hom gesê word, luister Elia, jy is mos nou iemand wat God ken. Jy ken hom nie maar net in die normale nie. Jy ken hom absoluut in die bonatuurlike. Jy ken hom in die onmoontlike. Hy het al hierdie dinge vir jou gedoen. Waar kom jou depressie nou vandaan? Is dit nie tyd om so 'n bietjie ruggraat te kry nie? Is dit nie tyd om so 'n bietjie positief te word nie? Is dit nie tyd om 'n bietjie jou lewe reg te kry nie? Maar sien jy, God doen dit nie. En ek wil dit spesiaal vir jou sê vandag. God skop nie 'n mens as hy lê nie. God breek 'n mens nie af wanneer 'n mens nie meer kan nie. Dis nie die karakter van ons Vader nie. Die karakter van ons Vader deur Jesus Christus is, ek sal jou optel. Wat doen God die Vader? Hy kyk na Elia en hy vat vir hom deur wyse van bonatuurlike voorsiening, vat hy vir hom brood en sê, hy moet eet sodat hy weer sterk kan word. En ek wil vandag met jou praat. Ek wil nie regtig vir jou preek nie. Ek wil met jou praat tussen my en jou. Ek wil vandag my hand, as ek mag, op jou skouer sit en vir jou sê, die Here verstaan wanneer dinge nie lekker gaan nie. Die Here verstaan wanneer dinge nie altyd uitwerk nie. En dat die Here sal jou nooit begewe nie. En hy sal jou nooit verlaat nie. En dit is dalk op hierdie oomblik wat ek vir jou wil vra is, wil jy nie net vir 'n oomblik jou hand, jou hart in die hand van die Here sit en net toelaat dat die Here jou optel, jou vashou, jou dra,
deur hierdie omstandighede waarin jy nou is. Ek dink ek wil dit vir jou sê, ek dink ek ervaar dit in my gees om vir jou te sê, dat die Here sal die geknakte riet nie afbreek nie, en hy sal die lampet nie wat smeel, nie uitdoof nie. Dis 'n woord wat ek vandag vir jou wil gee. Dis nie jou einde nie. Dis jou begin. En jy sê dalk, ek verstaan dit nie, ek sien dit nie, ek het nie 'n idee hoe dit gaan werk nie. En ek wil vandag vir jou sê, die Here weet. Hy is die een wat van die onmoontlike die moontlike kan maak. Hy is die een wat my en jou kan optel wanneer ons nie meer weet watter kant toe nie. En dit is my gebed vandag. En ek wil eintlik sommer nou vir jou bid. As dit moontlik is, bring jou situasie nou na die Here toe. Net daar waar jy is. Moenie probeer dit verklaar en uitklaar en jou idee daarvoor gee nie. Sê net, Here, hier is my situasie, hier is my verhouding, hier is dalk my finansies, hier is dalk my gesondheid, hier is dalk my seer, my pyn, my krisis, wat ek tans beleef. Dalk is dit nie in jou eie lewe nie, dalk is dit een van jou kinders wat deur 'n groot moeilikheid gaan. Dalk is dit 'n familiekrisis, dalk is dit by jou werk 'n kollegas krisis. Dalk is dit bekommernis oor waar jy môre jou inkomste vandaan gaan kry. Ek ken nie dit nie, maar God ken dit. Dat hy dit op hierdie oomblik sal vat. Kan ek vir jou 'n gebed doen? My hemelse Vader, ek kom na U toe in alle nederigheid in die naam van Jesus Christus. En Here, ek wil dankie sê, dat net soos daardie olifant het U nooit vergeet om by ons te staan. Here, ons het U soveel keer geval. Ons skiet so ver tekort as mens. Maar vandag bid ek vanuit die posisie van Jesus Christus se verlossing. Nie in ons krag nie, maar in sy krag. In sy voorsiening, in sy vermoë. Bid ek nou, Here, dat U uit die rykdom van U genade, Jesus Christus wat die geregtigheid van God is, wat vir my die geleentheid gegee het om in daardie posisie, ook in die regte verhouding met U te kan staan, deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Here, dat U nou sal kom, en 'n bietjie brood sal bring om te eet. Ek vra dit in Jesus naam. Ek dank U, Here, dat U woord sê U gee aan die saaier die saad om te saai, en dat daar brood in sy huis sal wees. Ek dank U, Here, dat U vir ons gesê het, gee ons vandag ons daaglikse brood. En ek dank U, Here, dat op hierdie oomblik daar brood sal kom, voorsiening sal kom, herstel sal kom, dat daar genesing sal kom, en dat die deurbraak van die Here sal kom in Jesus naam. Ek dank U vir oorwinning. Ek dank U vir die deurbraak. Ek dank U, Here, dat U is die een wat skep en wat maak. En Here, as U 'n bonatuurlike werk kon doen vir Elia, om vir hom te voorsien, bid ek nou, Here, dat U vir ons op 'n bonatuurlike wyse sal voorsien. Ek dank U, Here, vir guns. Ek dank U, Here, vir oorvloed. Ek dank U, Here, vir 'n ruim hart. Ek dank U dat ons kan ontvang, Here, en dat ons ruim kan ontvang in die naam van Jesus. Genesing, herstel en 'n deurbraak. Ons eer U, Vader. Dankie vir die Heilige Gees wat 'n volkomme werk doen op hierdie oomblik. Dankie, Here, dat U is die een wat deur min of deur baie kan red. Ek prys U, Here, ek loof U, ek dank U, Here, ek aanbid U in gees en in waarheid. Here, nie op grond van wie ons is nie, maar ek roem U op grond van wie Jesus Christus is, dat hy vir ons, Here, die prys betaal het, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Toe ons nog stikken was en seer was, het U ons nie gebreek nie, maar U het vir sondaars gesterwe, sodat ons kan lewe. Ek bid nou vir lewe waar daar dood is. Ek bid, Here, vir herstel waar daar stikkend is. Ek bid, Here, vir teenwoordigheid waar daar eensaamheid is. Ek bid, Here, in Jesus naam, vir wysheid waar daar verwarding is. Ek vra dit, Here, in Jesus se naam. Ek dank U, Here, daarvoor, en ek prys U, Here, daarvoor. Amen, en God bless. Ek wil vir jou sê dankie dat jy saam geluister het.
dat jy vir 'n oomblik hierna kon luister. Dankie vir die geleentheid om te kan weet dat Jesus dra jou en hy beskerm jou. En ek wil dit weer eens vir jou sê, dat hierdie boodskap vandag vir jou is, dat die Here jou nie sal weggooi nie, maar hy jou herstel, hy jou krag gee, sodat jy weer kan opstaan, sodat jy weer oorwinning kan behaal, en dat jy met vrymoedigheid hierdie dag kan ingaan met die wete dat God is aan jou kant. Baie dankie vir ons kampioene wat hierdie bediening moontlik maak. Ek is George van 3 Minute Kerk, en as jy graag in hierdie bediening wil insaai en inkoop, sodat die boodskap ook by ander mense kan uitkom, die besonderhede is hier op hierdie boodskap, en jy kan dit so doen. Ons waardeer dit, is vir ons baie, baie spesiaal. Net wat jy in jou hart onderneem en wat die Heilige Gees vir jou gee, en dat jy met blydskap kan saai. Ons waardeer dit opreg. Mag ek jou seën. Mag ek jou seën vandag in Jesus naam. Mag ek vir jou bid dat jou finansies geseën sal wees. Laat dit met jou goed sal gaan. Vader, ek dank U. Ek dank U op hierdie oomblik dat ek nou elke luisteraar spesiaal vir jou kan seën in die naam van die Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Dankie vir die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees wat vandag versterk, oorwinning bring, die liefde van ons Vader en die genade van Jesus Christus oor jou lewe. Mag jy die kop wees en nie die stert nie. Mag jy vandag weet dat die Here jou lei na die hawe van jou begeerte toe. Mag hy vir jou sê die meetsnoere het vir jou in lieflike plekke geval en jou erfenis is mooi. Dat net goedheid en guns jou sal volg al die dae van jou lewe. Dat die Here vir jou sal plaas aan 'n tafel teenoor jou teestanders. Dat hy jou hoof sal vet maak met olie, dat jou beker sal oorloop. En dat jy vandag in groen weivelde sal wees en na waters waar rus is, sal hy jou lei. Dat jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Jy sal bekend wees as eenmaal die geseënde van die Here in Jesus se naam. Amen. And God bless you.